Oomblik wanneer jy net besef daai skoppie is nie daar soos wat jy hom gister gevoel het nie en jy lê by die dokter en sy sê vir jou Anja, ek is jammer, maar jy weet ek sien nie 'n hartklopie nie. Maar toe my midwife of my aangee, ek onthou toe ek haar vir die eerste keer vashou, toe ervaar ek hoe die Here sê Anja, sy is met my en dit is goed. En toe was dit al vir my die eerste keer wat ek haar soos kon release en kon erken. Ja, Here, sy is met U en dit is so goed want alles wat U doen is goed. Soos niks wat U doen is nie goed nie. U is eternally goed. En in daai oomblik kon ek haar regtig, jy weet, vir die Here gee en dit surrender. Maar ja, ultimately soos daar is nie genesing buite Jesus se teenwoordigheid nie. Soos hy is die gesalfde Messias, die een wat genesing bring, fisies, emosioneel, geestelik. En al wat ek vir elke vrou daar buite kan sê is jy het net nodig om by sy voete te gaan sit. Wat vir my belangrik is, ek maak regtig staat op hoe Anja God se stem hoor. Verstaan, sy spreek ook in tot ons huishouding. En ek weet sy hoor God se stem en dit is vir my belangrik. Ek maak staat daarop. So daar is beslis inspraak van daardie van daardie uitkyk en van daardie perspektief af. So ja, mans, vertrou en glo dat jou vrou hoor God se stem. En op 'n gesonde wyse maak ook staat daarop. Ja, eerstehands hoor jy God se stem, maar maak ook staat op hoe God deur jou vrou tot die situasie kan praat, en tot julle huwelik kan praat en dan van daar af tot die pad vorentoe kan praat. As jy vertrou op dit, natuurlik gaan jy tot haar nader want jy gaan staat maak op hoe sy God se stem hoor. Wow, dis mooi. Weet jy wat het ek geleer uit vandag se hele sessie? Is hoe belangrik dit is die persoon wat jy kies om te trou. 100%. Soos dit is regtig wat vir my die ding was soos van soos dit In die Getsemane oomblikke maak dit saak. Dit maak saak. Ja. Ja.